thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Baie welkom, vandag is so lekker om julle almal te sien. Mens weet nooit wie's weggeraap en wie het agtergebly nie. Maar ons is nog almal hier. So ons is besig met 'n reeks, 'n vakansiereeks oor moeilike vrae wat mense vra. En Paulus het vir Titus gesê wat op Krete gewerk het, jy moet die ouderlinge oplei om die goeie leer van saligheid vir gelowiges te kan verduidelik. En het hy gesê jy moet die moeilike vrae kan beantwoord. So ek is 'n ouderling, ek beantwoord die moeilike vrae. Maar ek wil verder gaan om te sê sodat jy dit ook kan beantwoord. Want jy het mos nou verstaan beantwoord jy het. So vandag gaan dit oor hierdie ongelooflike kritiese vraag. En dis regtig my gebed as jy oor hierdie ding verskil dat jy baie gaan bid daaroor of nie klarigheid daaroor het nie. Is oor waar kom al die lyding op aarde vandaan? En waar's God wanneer ek so swaar kry? Nou ek wil net vir julle sê daar's geweldig baie mense wat hier bly, wat nie glo nie, en as jy vir hulle vra hoekom nie, dan sê hulle die Here het my pa by my weggevat deur kanker wat ek gekry het. Of wat se God laat toe dat kinders, jy weet, honger ly en in oorlog doodgaan? En as jy nie hierdie vraag vir hulle kan beantwoord nie, dan help jy hulle nie. En as jy nie die antwoord het nie, dan kan hy jou ook, of sy jou afsleep in die afgrond. En hierdie is 'n kardinale vraag wat mens moet kan beantwoord. En ek wonder wat jy sê is die antwoord. Kyk, ek het hier 'n bord, so wanneer ons gebore word, klein, dan sien ons uit na 100 goeie jare. Jy weet, jy leef in die onskuld en die mooi van die wêreld. Almal kom kyk na jou, jy word gedoop. Hulle lag net vir jou. Ek wil jy gaan ons nou nie 'n kind kwaad aan doen nie. En as hulle lag, dan lag jy terug. En dis maar die mirror effek en 'n gevoel van gelukkigheid, so Charlie nou hier. En tot so 3 jaar oud. En dan eendag op 'n dag, dan besef jy hierdie 100 jaar van jou het slangetjies en leertjies in. Die slangetjies is 'n slang in die gras. En daai slang in die gras, sy eerste ontmoeting, is as jy gelukkig is, jou boetie wat jou hare trek. En nie jou ma wat jou teen 'n muur vasgooi nie, want dit gebeur ook. En so sien jy, is daar, hoe ver jy in die lewe opklim in die leertjies, raak die slange al hoe groter. In die begin is dit boeties en sissies wat jou laat huil, maar later raak dit erger. Dis droogte wat jou plaas wegvat. Die water kom en spoel jou huis weg. Jy leef in 'n land waar daar geen kos meer is nie. Die oorlog kom. En later kom jy agter, as jy sê en kyk, jy dink eintlik hulle maak oorlog sodat hulle iets om te voer, want daar's altyd 'n oorlog ieweste. As dit nie in Sudan is nie, dan is dit Oekraïne. En dan is dit selfs in die Midde-Ooste waar ons bly. En dan kry jy kanker. Of jou kind gaan word doodgeraai of doodgeskiet. En nou is dit baie naby aan die huis. En daai 100 jaar begin vir jou lyk as jy 60 haal, is jy gelukkig. En die vraag is, waar kom hierdie lyding vandaan? En ons het hierdie ding dat ons leer, dat God is soewerein. Hy het alles geskep, kom van die kategoriese stelsel af. Hy is soewerein, hy is almagtig. Die duiwel is wel 'n bietjie magtig, maar God is almagtig. En omdat hy soewerein is, bepaal hy eintlik alles. Wat great klink, maar dit beteken dat die kanker wat hy gekry het, kom van hom af. Want ek dink is tyd dat hy my 'n bietjie 'n les verleer, of my wil beproef, vir die ou mense gesê. En as dit die pad is wat jy loop in die soewereine God, dan wil jy nie so God ken nie. Veral as hy jou kinders by jou vat, jou besigheid by jou vat, jou bankrot maak, jou 'n arm man of 'n vrou maak, of jou been by jou vat, of jou werk by jou vat, want dis die groot goed waarmee ons sukkel. Dan is God nie meer 'n baie liefdevolle persoon nie.
Nou sal mense sê, nee, wag, kyk, God is goed. Dan besef jy, nee, maar goed, God kan nie, dit strook nie lekker met God. En dan sê hulle, dis die duiwel wat dit doen, maar God laat hom toe om dit te doen. En eintlik gebruik hy vir hom. So hy gebruik hom. Ja, want hy wil jou steeds toets. Dis die taal wat ons praat. En die vraag is dit wat die Bybel sê, dit is? Of is dit net fragmente wat ons iewers sien? En ek wil vandag vir jou die Bybelstorie vertel. Maar daai soewereine een is die Hanna siening. Hanna is die moeder van die profeet Samuel gewees. En die een wat God toelaat, dis die Job siening. Ek gaan dit vir jou verduidelik, dis in die Bybel, nie verkeerd nie. Maar is dit eintlik wat God wil hê jy moet hoor vandag? Is dit die antwoord waarmee jy in die aand wil gaan slaap? Is dit die antwoord wat jy vir jou kinders wil gee? Maar meer nog, is dit die antwoord wat die Bybel sê? Want hoekom maak hy dan saak as dit die antwoord is waar God is as ek swaar kry? Hy sit iewers en kyk wat ek met die toets in my lewe gaan doen en of ek gaan deurkom. Nee, waar kom dit vandaan? Die gebrokenheid op aarde kom van die slang en die gras. En Genesis en Openbaring, wat die begin en die einde van hierdie toebroodjie van die Bybel is, sê dit word deur die bose ene bewerk. Die bose ene bewerk. Openbaring noem hom die draak. Hy verslind alles. En veral wil hy die kerk verslind. En hy sê dan in Openbaring 12, dis dieselfde as die slang van ouds. Dis waar dit begin het. En dis die storie wat ek vandag vir jou wil vertel. En gee my 'n kans om dit vir jou te verduidelik, want hier is van julle wat dit nie glo nie. En ons redes daarvoor, ons word so groot aan van watter pad het jy gekruis. As kinders glo ons altyd, maar God is kwaai en hy straf jou ensovoorts. Maar as jy nie aangaan met die geloof nie, dan steek jy daar vas. En dit is not going to end good for you, wil ek net vir jou sê. En die tweede ding wat ek die vraag wil sommer nou beantwoord, waar is God as ek swaar kry? Wel, waar Jesus was toe hy op aarde was, by die mense wat swaar gekry het. Hy het gehuil, hy het 'n paar keer gehuil, hy het gehuil by die graf van Lazarus, saam met Maria en Martha, sy sissies, Magdalena. Hy het gehuil toe Jerusalem binne ry en hy kyk so na almal en hy weet hulle weet nie waar dit gaan nie en hulle het nie die antwoorde en hy huil oor hulle. Toe hy daar volgens Johannes 4 toe hy die mense gepreek het, hulle is honger, dan staan daar hy het hulle innig jammer gekry. Want hy voel ons pyn aan. Want ek het nou laas mos vir julle vertel, dis hoekom hy mens geword het om te voel wat ons voel wanneer jy honger is en wanneer jou vinger raak slaan. Daarom is hy by ons. Maar sê, hoe is hy by ons? Hy is dan in die hemel. Ja, hy is in die hemel, maar hy het sy gees uitgestort. En daai gees, die Heilige Gees, word genoem die Parakletos. Sê hy, ek stuur vir julle 'n ander trooster. Dis die pneumas, die Parakletos. En hy sê julle troos as julle swaar kry. Hy is ook die een wat die dynamos gee, die krag om aan te gaan. Want hy bly in jou en dis mos wat hy beskryf. So as ons so die goed praat met jy die Bybel by mekaar sit of jy val uit mekaar. So wat gaan ek vandag doen? Ek wil hierdie eerste storie vir jou vertel van die begin tot die einde. Dis 'n storie. Bybel is vol stories. Stories kan jy maklik oor vertel. Dis hierdie definisies wat dominees gee in groot woorde wat maak dit en ek kan onthou nie. Ek gaan die storie vir jou vertel. Ek weet nie in dokter nie, ek jou begelei. Verstaan, soos die Gees my gelei het. Maar ek weet, ek moet die Hanna siening van die soewereine God moet ek vir jou verduidelik waar dit staan en hoekom dit 'n deel van die waarheid is. En ek moet vir jou verduidelik hierdie hele Job storie, hoekom dit daar staan en dat dit deel van die waarheid is. Okay. En dan sal jy vrede hê, hoop. Is dit reg so? So, waar begin alles met die eerste storie? Het begin dat God alles volmaak geskep het en dis wie hy is. Hy is 'n volmaakte God, hy het na die tyd hoe alles gesê, dit is goed. Hy het dit 7 keer gesê en veral toe hy die mens gemaak het. Maar nie en eintlik hy het die wonderlike ding gedoen om vir die mense en vir die engele 'n keuse te gee om te kan kies tussen reg en goed. En dis 'n geskenk wat hy vandag vir ons gegee het. Ek bedoel as jy kinders het, wil jy vir jou kind sê, Marius, jy gaan 'n dokter word. Ek weet jy wil 'n ingenieur word, maar ek wil hê jy moet 'n dokter word. Nee, hoekom nie? Want dis die wonder van menswees, jy kan kies. Wel, as jy daarna nou 'n ingenieur is, wil jy sê jy kry swaar, so jy het gekies om dit te doen. So dis 'n goeie ding om dit te doen, die gevolge dra, maar jy kan jou uitleef na wie jy toe kan wees.
So God het daai keuse vir mense gegee. Hy het vir hulle gesê, julle kan van al die bome eet, maar julle het 'n keuse, maar moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, want dis 'n boom wat gemaak het, jy heeltyd moet toepas. Ek sal sommer nou dink wat's goed vir jou en wat sleg vir jou. Sê Ami, ek was in die weerwag gewees, jy moet ons almal gaan, dan sê die Susan, wie kom veral? Hy sê, troep, jy moet nie doen wat ek sê, moenie dink nie, ek sal dink sê. Dis is die Ami werk. Ja, dan gaan jy in en skiet jy almal dood, jy weet. So jy mag nie eintlik dink daar nie. Nee, God sê ek is nie so nie. Ek gaan jou 'n keuse gee in die lewe. Jy weet, daar is reëls soos 'n rugby game, maar jy kan nou 'n bietjie doen wat jy wil en jou talente uitvoer. En dis is wat ons vir ons kinders wil hê. Dis baie interessant, dat die AI waarmee ons nou self so besig hou, het ook 'n keuse gekry nou, om te besluit hoe ver hy gaan. Ek hoop nie ons maak 'n fout nie, maar dis is ons mense is, jy weet, ons skep goed, want dis die enigste manier om kan verder gaan. Maar dan kom daar 'n slang in hierdie gras, in hierdie wonderlike situasie. En wat sê Genesis 3? Die slang was listiger as al die ander diere. Nou hierdie verhaal is 'n verhaal waarin God, maar net soos die skepingsverhaal in die begin, is dit moeilik om te verduidelik presies wat het gebeur. So hy gebruik verskillende genres en ons weet as diere praat. Ek het nou die dag was 'n videoetjie gespeel oor die aap, ag nee die aap nie, die skaapie wat gesê het sy ma se skaapkop, onthou julle dit, die lammetjie. So ons het in die Bybel waar die donkie praat ensovoorts, maar dis om 'n bepaalde boodskap oor te gee. So die slang, die bose kom in die vorm van 'n slang en hy sê vir hulle, is dit so dat God gesê het mag jy van die boom eet? Hulle sê ja, dit is so. Hy sê maar weet jy hoekom hy het gesê? Hy sê dis omdat hy bang is dat julle soos hy gaan word. So hy verlei hulle om hoogmoedig te wees. En die fout wat hulle maak, hulle gaan praat nie weer met God daaroor nie, hulle praat mekaar daaroor. Ek kan nie so lekker wees om nou, jy weet, op hierdie hoë stoele te sit en ons is koning, ja. En in 'n oomblik van swakheid eet hulle dan daai vrug. En eintlik is dit 'n vertrouensbreuk wat met God kom. En hier, daai oomblik het alles gebreek. En wat toe gebeur, is die gebrokenheid van die wêreld het soos 'n COVID virus het in die aarde ingekom. Hy het die aarde bevlek en gebroken gemaak. Hy het ons liggame gebroken gemaak. En hy het ons minds het hy ook gebroken gemaak. En dit verduidelik Openbaring vir ons ongelooflik mooi. Dis die boek wat vir ons wil verduidelik wat gaan aan, wat het aangegaan en wat gaan aangaan tot alles verby is. En hy sê dan, hierdie sonde gaan sit in die natuur, die rampe wat jy sien. En dit word erger, dit was al op stadiums erger geweest, die brande wat daar is, die vloede, daar's maar gebrokenheid in die natuur, en ons mense maak dan na toe partykeer ook. En dis hoekom as jy kanker kry, is dit nie God wat dit vir jou gee nie, dis 'n gebrokenheid jou selle verdeel, dan kom maar fout, almal van julle kry dan wat tyd kanker, maar jou stelsel is gelukkig so goed, hy maak dit dadelik dood. Maar as jy dit nie reg kry, dan begin die kanker jou doodmaak, en dit is wat die gebrokenheid met baie mense doen, ook in jou kop. So die een ding moet jy weet, as die tsunami is, dan sê dominee, ja, die mense was Sondag, Here het hulle les geleer. Dit is glad nie so nie. Dit glad nie so nie. Dis die natuur het maniere om goed te doen. Ons lewe op eintlik 'n onvriendelike wêreld, omdat hier ons nou sonde ingekom het. En dis waar die verhaal van die Bybel dit vir ons vertel. Die tweede ding waar hy gaan sit, sê hy, is in mense. En spesifiek mense met mag. Dan praat hy van die perde wat hardloop. Ek wil oorloop, ons self wat hier sit, die boereoorlog, was in 1899 tot 1902 of 3 gewees. Dit 20.000 swart mense dit gemaak. Dit 20.000 mans en vrouens, kinders en dogters Suid-Afrikaanse mense dit gemaak. Kindertjies in die kampe. Maar daar is ook 20.000 Engelse soldate dood. Maar 60.000 mense dood. Die Tweede Wêreldoorlog, die Eerste Wêreldoorlog het miljoene mense doodgemaak. En hier gaan ons nou weer. Hier sit ons ook nou hier. En mense word geskiet. En waar kom dit vandaan? Regeerders. Wat op 'n manier, hulle idee, dis die wit perd. En hy's altyd saam met hom 'n ruiter op 'n rooi perd, en vandag is dit nie meer swart nie, dit is torpedo's wat hulle skiet. En dan is altyd hongersnood wat daarmee saamgaan. As jy nou na Sudan gaan kyk. En dan is daar mense gaan dood. Nog al die jare gaan dit so aan. Dit is mense wat dit doen met mag.
Ons was in die weermag, baie veel, die generaal sê, jy gaan in 'n bereken, jy gaan uit 1005 ouens, weet soos 'n skaakspel, ek gaan die pion, dis terrible. Maar hy het die mag om dit te doen. En dan sê hy ook, die drake, gaan in sisteme sit, die duiwel sit agter al hierdie goed. Hy kan sit in mense se gedagtes en jou in die huise ook, as jy heeltyd destroy is, en dan kry later vir hom, want die draak se groot taak is om die kerk te vernietig, want dan weet hy maak vir God seer. Want onthou, die bose, toe God die engele 'n keuse gegee het, was daar een engel en sy naam was, dis wat die rabbies ons vertel, sy naam was Lucifer gewees, en hy was jaloers, want hy het gedink die aarde word vir die engele gemaak, en toe hy die mense maak, dis net 'n buite-Bybelse storie. So hy wil die kerk vernietig, en ons lees in Openbaring 12, dat hy die swanger vrou, wat die Ou Testament kerk met Jesus in haar maag het wil vernietig, en toe Jesus gebore word, hy hom ook vernietig het. Maar God het heeltyd ingegryp. En dan kry hy vir hom hulpmiddels, die draak of die dier uit die see, is die een met die baie koppe wat mense aanbid, en dit is die ateïste vandag, wat met klomp mense navolg, dis die celebrities wat almal aanbid, wat nie gelowig is nie. En dan kry jy die dier uit die land, die 666, wat ekonomiese stelsels vir altyd nog gebruik het, om Christene te onderdruk. En elke, weet, Openbaring speel so sy eie af. Elke tyd het sy eie 666. In die tyd van Paulus, moes jy altyd die houtbeeldjie wat jy maak, of as jy nou so kan maak, van koper, dan moet jy hom gaan offer by die kopergod, en dan sit hulle stamp op, en dan kan mense hom koop. En sê Christen, ons gaan nie doen nie, sê ons koop julle goed nie. So hulle was arm geweest, Christen was geweldig arm. En dan ook het die mense hulle verdruk, en in Caesar se tyd is hulle doodgemaak. So waar kom het vandaan? Doen God dit aan sy eie mense? Nee, dis die bose. Daar's 'n magspel, daar's 'n stryd tussen hulle. En wat het God gedoen om dit te counter? Van die begin af het hy guardrails ingesit. Dis hierdie goed wat maak nie van die pad afry nie. Dit was die 10 gebooie. Wat gesê het, as my mense sal so leef, dat hulle sal nie iemand net doodslaan nie, want lewe behoort aan my. Hulle gaan nie net 'n ander man se vrou vat nie, want dit is 'n heilige instelling. Hulle gaan nie ander mense se goed vat nie, want dit behoort aan hulle. Dis die 8ste gebod. Die 9de gebod, hulle gaan nie lieg oor goed nie, en hulle gaan verseker nie begeer wat hulle nodig het nie, want dit is wat met die wit perd gebeur. Daar's 'n leier wat ander lande wil hê, maak nie saak hoekom nie, of dit 'n empire was nie, en is leuns heeltyd. En hier sit ons gewone mense en dink, wat maak die lunatics? Wat dis wat hulle is. Dat is die bestel waarmee ons nou sit. Wat doen God dan? Hy wil hierdie kanker wegweer, en dan stuur hy sy seun. Jesus Christus, hy's nie chemo nie, hy's KRT wat ek gekry het. Hy wil kom en hy wil die kanker uitwis. Chemo maak klomp dood, maak jy alles dood nie. En ons sien, van die begin af, en hierdie moet ook jou ook vertel, dat God nie agter die slang kan sit nie. Want hy stuur sy seun, wat is die eerste ding wat hy doen? Hy maak die klomp kinders dood, die Herodes. En wat doen Jesus? Eerste ding, toe hy voor hy nog 'n woord gepraat het, wie vat hom in die woestyn aan? Die slang. En hy vertrap vir hom in die woord daar. Nie dood nie, hy trap vir hom. En dan, 4 jaar later, wat gebeur? Hulle kruisig vir hom en hy dink dis die oorwinning. Maar daar byt hy hom in die haakskeen. En Genesis 3 vers 15 het vir hom gesê, jy sal my saad sal jy in die haakskeen byt, maar hy sal jou kop vermorsel. En hy doen dit. Aan die kruis vernietig hy vir hom. En Openbaring beskryf waar eindig die slang. Hy eindig in die vuurpoel saam met ander, al die ander diere, mense wat nie glo nie. En die vuurpoel is 'n simbool van einde in 'n lewe sonder God, wat weet dat hy wel daar is. En voor dit sal die King of Kings, wat ons net oor gesing het, the Lord of Lords, sal ry, en hy gaan hom finaal vang en ingooi. Maar waar is die Satan nou? Hy's vasgebind vir ons, vir Christene. En selfs die dood is nie vir ons die einde nie. Hentie wat oorlede is, Janie is nou nie haar pa, hy het gesê die oorwinning is klaar behaal. Oorwinning nie is vir my om gesond te word, en vir my is die oorwinning dat ek nooit bang is nie. Ons almal gaan eendag van die tyd dood, verstaan jy? Dis 'n genade om te leef. So ons gaan nie met vrees lewe vir goed nie, glad nie. Goed gebeur, die slang is hier, hy is soos 'n afkop hoender, en hy maak die lewe moeilik vir ons, maar ek gaan nie toelaat dat hy my vernietig nie. En
die gesig wat hy dan gee, en ek moet vir julle sê, hierdie is een van die mooiste gesigte in die Bybel wat die vrees wil wegvat, is Openbaring 7 waar Johannes sien hierdie gesig met klomp mense met wit klere wat takke swaai en sing. Ons redding kom van ons God wat heers vanaf sy hemeltroon. En dan vra hy wie's die mense en dan sê hy dis hulle wat uit die verdrukking kom, is hulle wat van die aarde afkom en hulle klere wit gewas het in die bloed van die lam. Hoekom sal jy bang wees vir die dood as dit is waar jy heen gaan? Paulus sê eintlik op 'n stadium, hy sien so uit om te gaan, maar hy weet hy het 'n taak hier. Hy gaan nog nie sy tentwoning afbreek nie. En wat doen Jesus? Hy gee vir ons sy gees. Om heeltyd by ons te wees, om ons te herinner aan wie ons is. Ons is heiliges. Ons is reeds hemelse burgers. Ons is oorwinnaars. Paulus sê op 'n stadium, wat sal ons van die liefde van God skei? Hy sê niks nie. Niks bo die aarde onder die aarde, geen oorlog nie. Geen vrees nie. Niks wat hier kan gebeur en kan jou gaan jou skei en ruk uit die hand van God. Hy sê ons is meer as oorwinnaars in alles. En Jesus sê in Johannes 10, ek is die goeie herder, my Vader, en niemand sê laat my hand uitruk nie. Dis wat God kom doen, hy gee daai versekering vir jou. Jy kan daai God nou, die een wees wat dit beplan, want ek wil dan hy 'n gesplete persoonlikheid wat ek vir sê hy nie het nie. En dan, waar is hy? Hy is hier by ons, wat ek net nou gesê het, deur sy gees, net soos hy was in die tyd van Jesus. Maar daai kruis moet ons onthou, en ek onthou toe ek siek was, het dit vir my baie beteken, daai lyding wat Jesus ondergaan het, aan die kruis, het hy twee goed nogal vir my gesê. En dit is dat hy weet die swaar wat ons kry. Hy weet dit. Maar hoe jy daai lyding kan omsit in 'n oorwinning. Aan daai kruis het hy 7 kruiswoorde gebruik waarvan hulle die profaanste is om te sê ek vergewe, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En as jy iemand die bitterheid kan laat gaan, jy kan daai woorde sê, dan is jy vry. Maar hy het ook gewys dat 'n kruis in 'n moeilike situasie kan baie keer ongelooflike getuienis wees vir ander mense. En Paulus, wat sy groot disipel was, het gesê, weet, Jesus het hierdie skat in ons kom gee, wat die Heilige Gees is, sy liefde. En hy sê in 2 Korintiërs, al word ons op die grond neergegooi, maar ons sal nie vernietig word nie. Hy sê, ons word verdruk, maar ons is nooit neergedruk nie. Hy sê, ons is soms oor raad verleë, maar ons is nooit raad op nie. Nooit nie. Want ons altyd, want God is by ons. Hy sê, ons word vervolg, maar ons word nooit deur God verlaat nie, sê hy. Hy sê, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons eie liggame. Maar, sodat die lewe van Jesus kan sigbaar word in ons liggame. Dis hoe God die hele ding van die boosheid teëgespeel het. En hy het hom eintlik skaakmat gesit. Hy het vir sy kinders het hom heeltemal skaakmat gesit. Viktor Frankl was 'n Jood gewees wat gevange gehou is in die Tweede Wêreldoorlog en gesien het hoe gaan die mense om hom dood. En hy het toe vir homself gevra, wat gaan jy eendag doen as jy uitkom? En hy sê, hy gaan vir mense vertel, hoe oorleef jy dit? Hoe oorleef jy so swaar? En hy het gesê, en hy het een van die groot laaste sielkundiges geword, daar is so 6 of 7 van hulle. Hy sê, mens moet nie altyd vir jou vra, waar kom die lyding vandaan nie? Mens moet dalk begin om te vra, wat maak ek met die lyding? En wat se sin kan ek hier uitgee? So ek wil nie net vandag vir jou die storie vertel om vir jou te sê, dit is God se storie wat die Bybel vertel, nie? Die hele storie nie. Ek wil ook vir jou sê, as jy lyding sien, en jy verstaan het, gaan jy verder en sê, hoe gaan ek hierdie lyding hanteer? Sodat ek, ten spyte van die donker nag, lig kan wees. En dis dan, wanneer jy eintlik optree soos 'n Christen, soos Jesus. Want dis wat hy gedoen het. Hy het nie toegelaat, dat selfs sy graf omgekeer het nie. So, ek het hierdie storie vir julle vertel. Gaan bid daaroor, ek gaan dit op video sit, kyk weer daarna. Jy is welkom om daar te praat as jy wil, maar daar is van julle wat regtig nog, jy's iewers op by een van hierdie 3 plekke, as jy hier goed gesels. Daar is net 3 moontlikhede. Dis of hierdie 2 stryd, dis of God is soewerein en hy bring dit oor jou, of hy laat die duiwel toe om jou 'n bietjie 'n les of 2 te leer. Dit is net dit. Daar is nie ander nie. Jy kan maar gaan lees as jy wil. So ek wil net gou die ander 2 hanteer. Kyk, hierdie sien dat God soewerein is, kom in die Ou Testament, staan in die Bybel. Hanna het nie 'n kind gehad nie, en sy het gebid dat sy 'n kind kan kry,
En dan gee God vir haar Samuel. Dan sê ek gaan hom na die tempel te bring en hy het 'n groot profeet geword. Dan skryf sy 'n lied. En in daai lied sê sy God maak dood en hy maak lewendig. Hy gee lewe, hy gee dood. Hy gee rykdom, hy gee armoede. Hy is die soewereine God wat alles bepaal. En sy kan dit sê as sy wil, dis hoe sy het gesien het. Maar wat sê die res van die Bybel daaroor? Die res van die Ou Testament, ons nie eens by die Nuwe Testament, die noem die liefde van God Gesed. Is die Hebreëse woord vir liefde, Gesed. En Gesed beteken God se liefdevolle barmhartigheid wat hy lojaal altyd aan jou sal bring. Nou net daar kan ons al sien, hierdie is Hanna se siening en daar's dalk 2 of 3 ouens wat dit saam met haar sien, maar dit is nie die hooflyn van die Bybel nie. Onthou die Bybel is geskryf deur mense. God het dit geïnspireer en daar's 'n klomp teenstellende goed in die Bybel, maar die hoofstorie is die storie wat ons moet volg. Daarom is God soewerein. Maar hy is ook liefdevol en hy is ook barmhartig. En in sy soewereiniteit het hy dalk, as jy dit 'n fout wou maak, lief gehad. En mense gesê ek gaan vir julle 'n keuse gee en die engele daai keuse gegee. En in sy soewereiniteit gesê ek kan nie dit anders doen nie, want anders ek nie liefdevol nie. Sy heiligheid lê ook in sy liefde. Die tweede een, hierdie is 'n mooi prentjie die nê van Job. In die begin dan kom die Satan volgens Job en hy sê vir die Here, hier's een heilige man, Job, en ek sal vir hom laat val en sê goed, jy gaan dit nie reg kry nie. Wat is dit daai? Dis 'n drama stuk wat geskryf is in daai tyd. Maar want jy moet al die goed met die hele Bybel met homself uitlê. Want wat sê Jakobus oor hierdie ding dat weet jy getoets word en die duiwel toets jou? Hy sê Jakobus 1 en dis Jesus se boetie. Hy sê God verlei of beproef niemand nie. Dis jou eie begeerte sê hy. Hy sê God is nie soos die sterreligte wat dof word nie. Hy is 'n ewige lig. En jy verstaan, jy moet die tekste en die gedeeltes ook sien vir wat dit is en wat dit wou doen. Dieselfde soos ons die Genesis verhaal, kan jy nie sê dis 'n wetenskaplike stuk presies hoe dit gebeur nie. Ek dink dit het nogal 'n groot lyne so gebeur, maar soos Peter sê, 'n dag vir die Here soos 1000 jaar, verstaan jy? So jy moet die Bybel hanteer so, of jy gaan jou vasloop teen mure. En dis hoe ek die Bybel lees, hy moet homself uitlê. Jy kan nie elke Jotaan titel nou sê, hier staan dit nie. Wat is die groot verhaal wat God vir ons vertel het? En daarom is hierdie die verhaal wat ek glo die Bybel vir ons wil vertel, wat die Here vir ons wil gee, wat ons Vader vir ons wil gee. Want daar's 'n stryd. Maar in daai stryd is ek by jou en ons het daai stryd klaar gewen. En waar is Jesus? Hy is by ons. En ek het dit beleef, toe ek alleen was vir 16 dae in die hospitaal, wat ek nie gedink het ek gaan nou leef nie. Ek elke dag beleef dat hy daar is. Ook as hy saam met my kom bly, want die Gees is ook in haar. Ook in die dokters, ook in die nurses. Maar hy was daar. Want die Gees waai en gaan waar hy wil. En as jy oë oop is, sal jy dit sien. So ek wil hê jy moet nou saam met my eers huil oor die seer wat daar in die wêreld is. Saam met Jesus huil daaroor. En ek wil hê jy moet 'n oomblik ook dink aan mense wat jy weet swaar kry. Hier's vriende, familielede wat nou aangeval is weer in Stellenbosch. En dan sien mense die boosheid in hulle oë. Kinders wat aan dwelms verslaaf is. Mense wat geld steel by jou. Die oorlog wat aangaan. En Vader, ons huil saam daaroor. Ons huil saam met ons liggame wat partyk nie herstel nie oor skade wat gekom het. Maar ons wil ook vir U dankie sê, Jesus, dat U gekom het en Heilige Gees dat U by ons is, dat U ons troos, Vader, dat U ons aanraak met die genesende hand, maar meer as alles, dat U vir ons 'n ewige perspektief gegee het en vir ons deel maak van iets baie groter as wat ons self is. En dankie vir die woord ook wat U vir ons gee, wat vir ons die lig bring. Mag ons die lig vasgryp, ons eie maak, en mag ons so lig bring vir ander mense, op ons eie manier dit vertel. Maar dankie dat ons 'n boek het wat niemand anders het nie. Party het dit gekopie of probeer kopie, en dankie Heilige Gees dat U vir ons daai boek bekend maak. En ons kan met mekaar stry daaroor, daar's teenstellings, maar op die einde het U die hoofstorie vir ons gegee.
En wat 'n voorreg het ons nie om so anders te wees nie. En daarom wil ons nou ook saam staan sing en 'n belydenis maak en sê ek sing 'n haleluja en ek sal dit altyd sing, al sit ek in die middel van 'n donker nag.